Goed, soos julle almal weet, ons is besig met die saligsprekinge. Hierdie week is ons by die 5de saligspreek en dit is Matteus 5 vers 7. As jy die Bybel het nie, lees sommer daar van die bord af. Ek gaan lees en dan gaan ons saam bid. Matteus 5 vers 7, ek lees eers die 83 vertaling en dan lees ek die ou vertaling. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Net tot sover, kom ons raak stil voor die Here. Almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons aanbid U, die onsienlike, onverderflike, alleenwyse God. Here, ons het nou gesing, Here Jesus, dat ons hande wil ophef in blydskap en dankbaarheid, Here, om U lof te besing. Want Here, ons weet, ons erken, Here, ons bely selfs, daar is daadwerklik niemand soos U nie. En Here, net hierdie gedagte, dat U God is, Here, ons verstand, het U die vermoë om die volheid van U grootheid, U majesteit te besef nie. En ons is so dankbaar dat ons vanoggend hier kan wees in U teenwoordigheid. Ons is dankbaar vir U woord, Here, wat ons weet is onfeilbaar, waar die waarheid is, al sê die wêreld hoe. Maar Here, ons bid ook waar U woord sy loop geneem, dat dit asseblief op vrugbare grond sal val. Kom en word U verheerlik. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Hoor jy, Here, gehoor my vrou het gesê ons 30 jaar getroud. Ek wou net vir hom gesê het, maar ek sal later vir haar sê, as mens 30 jaar getroud is, en ek het al gesê, dan moet jy as man kry jy 'n medalje vir dapperheid. Ek sien dat jy sal nie niemand stem saam met hom. En die vrou kry 'n medalje vir getroue diens. Stem julle met my saam as ek so sê? Wel, die meerderheid van die vroue, ek het my stem saam. Maar ek wil dit vir julle sê, nou is die huwelik, of die lewe gaan so vinnig by jou verby. Dit is belangrik dat ons mekaar sal koester. Ek wil nou dink sê, maar ek sê nie so half tong in die kies, was 'n gedeelte wat sê, jy moet jou vrou koester en lief hê. Nie voeder en lief hê nie, koester en lief hê. En baie keer vergeet ons dit, dis raak so gewoond, ek beloof vir jou, toe ek so siek was, dan besef vir ou, hoe dankbaar is jy vir jou vrou. Want die Bybel sê, hy het 'n vrou gevind het iets goeds gevind. Manne, jy moet hulle vroue lief hê. Jy moet vir hulle wys, hulle is lief vir hulle. En vroue, julle moet ons verdra met liefde. Luister, ons manne, ons sukkel baie keer. Ons is nie goed met emosies nie, hè? Dis maar hoe die Here ons gemaak het. Ons sukkel baie keer met dit. Maar wees vir ons lief. Al is ons hoe moeilik, al het ons min hare en al wat ook al. En die ander ding, ek gaan nie heeltemal van die onderwerp af, maar in die huwelik, luister jy, ek het al hier storie vertel van 'n oom wat aan die 50, 60 jaar getroud en hulle sê, hoe kan julle dit reg? Julle al onskei gedink. Hulle sê nie onskei nie, maar moord nogal baie. Maar eintlik wat ek wil sê is in die huwelik gaan dit oor vergifnis. Dis 'n belangrike ding vir die huwelik, want luister jy, want 'n huwelik bestaan uit twee onvolmaakte mense wat God saamgevoeg het. Ons almal maak foute. Jy moet vergewe 100 keer, 1000 keer. Veral ons as man, ons sukkel maar. Okay. Ons is nou besig met die 5de saligspreking. En ek weet nie of julle al agtergekom het nie, die saligsprekinge, dit is so amper soos boublokke. Met ander woorde, die een volg op die ander ene. Dit is soos 'n legkaart, dit pas so mooi in mekaar. En dit leer vir ons, hoe ons as kinders van die Here, hoe ons moet optree, teenoor die Here Jesus Christus, en teenoor ander mense. So, ek wil net so 'n bietjie opsom, die eerste ene was, salig is die, of geseënd is die, wat arm van gees is, waar jy besef, jou geestelike bankrotskap voor God, waar jy besef, hoor hierso, ek is 'n sondige mens voor die Here Jesus Christus, en net hy alleen kan my vrymaak van sonde. Die tweede ene was gewees,
Geseënd is die wat treur. Die wat treur oor hulle eie sonde. Waar jy besef, luister soos Romeine 3:23 wat sê, almal het gesondig. As daar nie net seker is nie, almal het gesondig en ontbreek in die heerlikheid van God. So met ander woorde, as jy 'n kind van die Here is, en jy besef, ek het sonde gedoen, dat jy hartseer sal wees, dat jy sal treur oor jou sonde, dan kom die Here en hy vertroos jou. Want in Johannes 1:9 sê, hy vat al jou sondes weg. En hy maak jou skoon en hy reinig jou. Die volgende ene, geseënd is die wat sagmoedig is. Die wat nederig is. Met ander woorde, as jy 'n kind van die Here is, dan moet jy 'n sagmoedige hart hê. Dit beteken nie jy laat mense oor jou loop nie, maar dit beteken dat jy 'n hart het vir ander mense. Dat jy nederig sal wees. En dit doen jy nie vir jou eie gewin nie, maar sodat die naam van die Here verheerlik sal word. En laasweek het ons gesien, geseënd is jy as jy honger en dors na dit wat reg is. As jy werklik honger en dors na die Here Jesus, om te doen wat die Here van jou verwag, dit is belangriker as enigiets anders. Dat jy 'n honger en 'n dors sal hê, en ek het laasweek gesê, nie net 'n bietjie honger, maar 'n intense, 'n diepe verlange na meer van die Here in jou lewe. Want Johannes 3:30 sê, meer van hom, minder van my. Johannes 15:5 het hy gesê, sonder my kan julle niks doen nie. Oké, dan kom ons by vandag. Geseënd is die wat barmhartig is. Ek en jy, of kom ek sê so, die dag as jy die Here aanneem as verlosser en saligmaker, dan ervaar jy dat ons God, die enigste ware God, hy is 'n barmhartige God, want hy het 'n vaderhart. Hy's nie apaties teenoor ons nie, hy het ons lief. Ons lees in Efesiërs 2:4, maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. So met ander woorde, omdat ek en jy, omdat jy 'n kind van die Here is, en jy weet en jy ervaar dat die Here is barmhartig. Hy's barmhartig, hy's genadig teenoor jou. Want sy genade is nie iets wat ophou nie. Sy barmhartigheid is nie iets wat stop nie. Daar bestaan nie iets soos die Here besluit, hoor hierso, ek was nou genoeg barmhartig vir jou gewees, ek gaan nou so 'n bietjie terugtrek. Die Bybel leer vir ons sy genade is nie elke môre. En juist vir daardie rede, omdat ek en jy weet, omdat ons ervaar dat die Here God is barmhartig, hy's genadig teenoor my, kan ons dit nie vir onsself hou nie. Die Griekse woord wat gebruik word vir barmhartigheid is eleheino. Wat beteken om werklik om te gee vir iemand anders in nood. Dit beteken om vir iemand om te gee, maar met die liefde van die Here Jesus Christus. Maar ook om genadig te wees, want baie mense sukkel om genadig te wees. Wat interessant is, ons almal stem saam dat God is barmhartig. God is genadig. Maar hoor hierso, hoekom sukkel ons as mense? Hoekom is dit so as iemand jou toe nagekom het, dan wil jy nie eintlik vergewe nie, dan loop jy met bitterheid. Jy wil nie genadig wees nie, jy wil nie barmhartig wees nie. As iemand swaar kry of jy sien nood, dan affekteer jou dit nie eintlik nie. Jy is so half, hoor jy, ek wil nie eintlik sien nie, want as ek sien, dan moet ek iets doen. En ek wil nie deel wees nie. Ek wil uit die Bybel uit 2 voorbeelde noem van mense wat barmhartig en genadig was. Die mooiste en die kosbaarste voorbeeld is natuurlik die Here Jesus Christus self. Ek lees vir julle, maar ek het nie opgesit nie, dis 'n hele paar verse, Matteus 9 van vers 10 af. Jesus het by hom in sy huis gaan eet, en baie tollenaars en sondaars het saam met Jesus en sy disippels kom eet. Toe die Fariseërs dit sien, vra hulle vir sy disippels, waarom eet julle leermeester saam met tollenaars en sondaars? Maar Jesus het gehoor en gesê,
Die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is, gaan leer wat dit beteken. Ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars. Hoor hierso, hier kom die fariseërs. Kan ek net sê, die fariseërs is in vandag se taal, dis kerkmense. En hulle vra vir die disippels, maar hier's die Here Jesus, hier's die Messias, maar kyk saam met wie sit hy aan tafel. Hoekom doen hy dit? Want hierdie mense, hulle verdien nie eintlik dat die verlosser, dat die koning van alle konings, dat hy saam met sondige mense aan die tafel sit nie. Is daar fout met hom? Hoekom doen hy dit? Want hy is barmhartig en hy toon genade. Want hy het nie gekom vir mense wat volmaak is nie. Want daar bestaan nie so iets nie. Hy het gekom vir mense soos ek en jy, vir onvolmaakte mense. En hy het 'n barmhartige hart vir mense. Hy's 'n genadige God vir mense wat siek is, bedoelende wat hom nodig het. So ons kan duidelik sien hoe die wêreld kyk. Die wêreld het 'n verwronge begrip van Jesus het gekom net vir die goeie mense. En net die goeie mense moet na die Here Jesus toe kom. Die slegte mense, hulle verdien nie die Here Jesus nie. Dis nie wat die Bybel leer nie. Die Here Jesus het 'n hart vir almal. Want onthou julle Johannes 3 vers 16. Want so lief het God sekere mense gehad. So lief het God die goeie mense gehad. Nee, dis nie wat daar staan nie. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun nie gespaar het nie. Nog 'n voorbeeld, dis 'n gelykenis wat ons baie goed ken. Het iemand dalk 'n idee waar hierheen gaan? Baie maklik. Nou, ek het daar nie gesien. Die barmhartige Samaritaan. So wat gebeur het, die barmhartige Samaritaan, daar's 'n Jood wat op pad is, hy het gereis van Jerusalem na Jerigo. En hy word oorval deur rowers. Ek dink dit klink amper soos in Suid-Afrika op vandag se tyd. Hy word oorval deur rowers en hy los hom neer na halfdood, sê die Bybel. Daar kom 'n priester verby. Hy sien die ou en hy loop weg. Daar kom 'n Lewiet verby. Hy sien die Jood. Hy doen niks nie. En hy loop weg. En kan ek dit sê, 'n priester en 'n Lewiet as kerkmense gewees. Mense wil dink, dis die mense wat sal stop en help, want dit is 'n priester, dis 'n Lewiet, hulle is aktief betrokke by die kerk. Dis die mense wat sal sê, hoor hierso, kan ek nie vir jou help nie, ek sien jou nood raak, maar hulle doen nie, hulle draai hulle gesig weg. Hulle wil nie betrokke raak. En hier kom die barmhartige Samaritaan. En hy sien hierdie Jood. En die Bybel sê hy het hom innig jammer gekry. En hy het hom gehelp. Dis wat ons moet doen. Ek wil net kortliks 4 punte vir julle noem oor genade. Maar jy sien, hierdie Jood was barmhartig en hy was genadig geweest teenoor hierdie Jood. Die heel eerste ene is die nood, die genade maak dat jy die nood raak sien. Die priester en die Lewiet, hulle het dit nie raak, hulle het gesien, maar hulle het nie nagesteer nie. Hier kom die barmhartige Samaritaan, hy sien die nood raak. Hy draai sy gesig weg. So ek en jy as kinders van die Here, as jy nood raak sien, jy kan nie jou gesig wegdraai nie. Want ons weet, luister jy baie keer, het jy nie vermoëns om dalk iemand fisies te help nie, maar doen net iets, of kry net hulp, maar moenie apaties wees nie, moenie jou gesig wegdraai vir nood nie. Want die Here God draai nie sy rug op ons as ons in die nood is nie. Die tweede ene, genade reageer met 'n hart van medelyde. Die Samaritaan hierdie ou sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het meer gevoel gehad vir hom. Hy het 'n hart vir mense, vir iemand wat in nood is. Wees geduldig met ander mense. Behalwe
behalwe as hulle tieners is. Moet net dit sê. Want baie keer as hulle tieners het, is dit baie keer 'n uitdaging. Die derde punt, genade gee 'n antwoord met 'n praktiese toepassing in iemand van nood. Hierdie Samaritaan, behalwe het hom gesien het en hom innig jammer gekry het hy hom gehelp. Hy het sy wonde toegebid. Hy het hom na 'n herberg toegevat en vir die herberg gesê, hoorie, hier is hierdie ou, pas hom vir my op en hoorie, so ek kom terug. En as daar nog geld kom, dan sal ek dit vir hom betaal. Jy sien, hy het 'n hart gehad vir hierdie man. Hy het hom gehelp. Daar waar hy nood was, het hy gehelp. Want hoekom? Hy het barmhartigheid en genade getoon. En net so moet ek en jy, die oomblik as jy sê jy is 'n kind van die Here, dan moet jy genade toon. En barmhartigheid toon teenoor ander mense wat in nood is. Ons lewe in 'n wêreld, veral in ons land Suid-Afrika, waar daar soveel honger is, soveel nood is, soveel hartseer is. Ek en jy, ons moet die hande en die voete van die Here Jesus wees. Ons moet die ligdraers wees, sodat sy naam verheerlik sal word. Laaste punt, genade tree selfs op in liefde teenoor 'n vyand. Nou vir interessantheid, in die Bybelse tyd, 'n Jood en 'n Samaritaan het nie vir mekaar gehou nie, hulle het mekaar gehaat. En nou is dit baie interessant, hier kom die Here Jesus en hy gebruik hierdie teenstelling van 'n Jood en 'n Samaritaan. Die Jood word aangeval, die Samaritaan wat eintlik die een is wat behoort om sy gesig weg te draai, want hulle haat mekaar, hulle kan mekaar nie verdra nie. Maar die priester en die leviet wat veronderstel is om te help, hulle doen dit nie. Maar die Jood wat die Samaritaan haat, hulle hou nie van mekaar nie. En hier kom die Here Jesus en hy gebruik hierdie teenstelling. Juist dat ek en jy sal besef, baie mense is godsdienstig, maar hulle het nie 'n hart vol van genade nie. Hulle het nie 'n hart wat barmhartigheid toon nie. So met ander woorde, hulle kan nie omgee vir iemand nie. Hulle kan nie help nie. Hulle kan nie genade gee nie. En so kan hulle nie die evangelie van die Here Jesus Christus uitleef nie. Want die oomblik as jy genadig is teenoor iemand anderste, dan gaan dit nie oor jou wat goed is nie, oor jou wat 'n goeie werk doen nie. Dit gaan oor die naam van die Here Jesus, dat hy jou bruikbaar maak as 'n instrument in sy hande, sodat sy naam verheerlik sal word. Maar die oomblik as jy onbarmhartig is, as jy genadeloos is, sal jy nooit die evangelie kan uitleef nie. Dan gaan jy soos die priester en die leviet wees. Jy weet nie wat is tragies, as mense wat elke Sondag in die kerk sit, maar hulle harte is ver van die Here af. Hulle hoor die woord, en hulle weet wat die regte ding om te doen. Ons lees in Matteus 9 vers 13. Ok, daar is 4 punte oor genade. Gaan leer wat dit beteken. Ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars. Weer 'n keer. Luister hier. Die Here Jesus het gekom vir sondaars. Kan ek vir jou vra? Is er iemand wat hier sit en kan sê, luister hier, ek het nooit gesondig nie? Ek sien niemand 'n hand opsteek nie. Want daar bestaan nie so iets nie. As jy 'n mens is, dan is jy sondig. Dan doen jy sonde. Want jy is nie volmaak nie. God alleen is die een wat nie sonder sonde is. Ek wil 'n vraag bespreek en dis 'n vraag wat baie al van my gevra het in my jare in die bediening. Moet 'n mens altyd barmhartigheid wees, hè? Moet jy altyd barmhartigheid wees? Moet jy altyd genade toon? Lukas 6 vers 36
wees barmhartig soos julle Vader barmhartig is. So met ander woorde, die barmhartig is, hierso bedoel dit kinders van die Here. As jy waarlik gered is, dan besef jy, hoorie, omdat God barmhartig is, omdat God 'n genadige God is, het hy my gered, het hy my heeltemal verander, en nou is ek 'n kind van God, en nou durf ek dit nie vir myself hou nie. Ek kan nie vashou daaraan, en dit net vir myself hou nie. Nou moet ek 'n hart hê wat kan uitdeel. Maar die gevaarlike en die slegte ding is, jy kan nie iets uitdeel wat jy nie het nie. Die vers sê, geseënd is die wat barmhartig is. Daar staan nie, die wat nou en dan barmhartig is, of wanneer jy barmhartig is nie. So eintlik is die antwoord op die vraag, nee. Jy kan nie altyd barmhartig wees nie. Laat ek 'n voorbeeld doen. As iemand moord gepleeg het, dan moet daai persoon verantwoordelikheid neem vir sy misdaad. Toe my kinders, toe hulle nog jong mannetjies was, as hulle stout was, het hulle pak gekry. Nou kan ek net iets hieroor sê. En wat ek nou sê, bots lynreg met die wet van ons land. Maar dit bots nie met die Bybel nie. En as iets bots met die land se wette en die Bybel sê is reg, dan is ons gehoorsaam met die woord van die Here. Nou as die Bybel sê, 'n pak slaag is 'n goeie ding. Maar as ek bedoel 'n pak slaag, dan bedoel ek nie jou kind mishandel nie. 'n Goeie pak slaag. Okay, you catch my drift. Om 'n kind pak slaag te gee, is nie sonde nie. Ek het my kinders baie pak gegee. So ek wil net dit sê. Die regering sê dis verkeerd, jy mag dit nie doen nie. Die Bybel sê, 'n ouer wat sy kind nie tugtig nie, daai kind steek sy ouers in die skande. Gaan lees bietjie, gaan lees net Spreuke. Daar's 'n hele klompie verse, spaar die roede nie. Maar hoor wat ek sê, nie mishandel nie, net 'n goeie pak slaag. So wees barmhartig na gelang van omstandighede. So ander woorde, as jou kind stout is of iemand jou, wees nog steeds barmhartig. Maar jy hoef nie altyd, en ek sê dit baie versigtig, maar 'n mens kan nie altyd barmhartig wees nie. Laaste punt, hoe om barmhartigheid te betoon. Die eerste ene, vergifnis. Efesiërs 4:32, ek weet nie opgesit, jy gaan lees dit self. Dus om iemand te vergewe, is die mooiste, maar ook die moeilikste daad van barmhartigheid en genade. Die Bybel sê dit baie duidelik, as ons nie ander mense kan vergewe nie, dan kan die Here jou ook nie vergewe nie. Volgende punt. Deernis. Om medelee te hê met ander mense. Romeine 12:15 sê dit vir ons baie duidelik. Om regtig met die liefde van die Here Jesus iemand se nood raak te sien en om iemand te bedien met die liefde van die Here Jesus Christus. Ons moenie 'n koue hart hê nie. Moenie 'n hart van klip hê teenoor ander mense se swaar kry nie. Die laaste ene, diensbaarheid. Spreuke 19:17. Om diensbaar te wees. Ek wil 'n voorbeeld doen. Ons hier in Evander, ons gemeente is ons betrokke by 'n sopkomhuis die laaste ruk. Die meeste vroue weet daarvan. Waar hulle vir mense wat armlastig is, wat hulpbehoevend is, wat hulle vir hulle sop en broodjies gee. So wees diensbaar, doen ietsie, raak betrokke. Maar jy is kind van die Here. Jy kan nie niks doen nie. Moenie soos die priester en die leviet wees en jou gesig wegdraai vir iemand anders te se nood nie. Die Bybel sê as jou broer vir jou 'n brood vra, moenie vir hom 'n klip gee nie. Okay, hier is reg met laaste punt. Ek was verkeerd in dit. Want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. So die Here Jesus sê, geseënd is jy as jy barmhartig is, want aan jou was al barmhartigheid gegee word of gewys word.
So ek wil dadelik sê, hierdie is nie 'n handelstransaksie nie. Want jy sien, baie mense sal sê, hoor hier so, met ander woorde, al wat ek moet doen is, ek moet net goed wees vir ander mense. Here, ek sal vir u barmhartig wees, ek sal genadig wees, Here, ek sal dit doen, maar Here, dan soek ek terug. Dan soek ek barmhartigheid en ek eis genadigheid terug. Dis die verkeerde gesindheid. Die regte gesindheid is, ek is barmhartig heel eerstens, omdat die Here my vrygemaak het, omdat hy my gered het, ek was 'n sondaar gewees, en hy het my nuut gemaak. En nou wil ek, dit dryf my, ek kan nie anders nie, want die Heilige Gees is in my, so die liefde van Christus dring my, om barmhartig te wees, om genadig te wees teenoor ander mense. Want die woord sê vir ons, hy is barmhartig en hy het ons innig lief. En daai barmhartigheid en daai nood, en daai genade, dis nie iets wat ooit sal stop nie. As jy kind van die Here is, dan sê jy sal jy hierdie reg verstaan. Of soos ons op skool gesê, dan sê jy dit kop. Dan sê jy verstaan wat die Here bedoel, jy sal barmhartigheid ontvang. Want dit beteken, die Here is goed vir jou. En weet jy wat, sy genade, die woord sê dit vir ons, die Here het vir Paulus gesê, my genade is meer as genoeg. So geseënd is jy, as jy barmhartig is. Want die Here sal jou ook barmhartig wees. Kom ons sluit af met gebed. Here Jesus, ons dank U en ons eer U, omdat U 'n barmhartige God is. Here, daar is niemand wat met U kan vergelyk word nie. Here, daar is niemand soos U nie. U wat driemaal heilig is, sonder vlek of rimpel. Here, U wat die skoon roos van Saron is, wat die leeu van Juda is. Here, vir U wil ons aanbid. Here, vir U lof wil ons besing. Want ons weet, Here, U is die enigste ware en lewende God. En ons dank U, Here Jesus, dat U 'n barmhartige en 'n genadige God is. 'n Vaderhart het en dat U gekom het vir sondaars. Ons eer U daarvoor. In Jesus se kosbare naam. Amen.